Sê gou vir iemand naby jou, jy moet nou jou safety belt losmaak, hoor, losmaak. Ek weet party ouens sê maak hom vas, maar dan's party nog stywer. Ek probeer die kerk juis vry kry, los kry. Kom ons begin met 'n oulike grappie. Weeklik stuur mense vir my grappies. Ek het gedink hierdie is nogal baie treffend. So hierdie ou kry so koud, hy sê die koue tref tot die kidsbanke nou. Hy sê hy wou geld getrek het vanoggend en toe kom maar 'n strokie wat sê your account has been frozen. Ek praat oor die seën van die Here. En jy moet deel 1 gaan luister. Ons het reaksie. Die mense waardeer die waarheid. Hulle waardeer die woordbediening in hierdie plek. Ek het 'n stelling gemaak vroeër in 'n ander stad waar ek gepreek het en ek het gesê Jesus het meer lering gegee oor geld en dit wat verband hou met geld as enige ander tema. Soos daar godsdienstgees in die eerste plek ken hy nie die woord nie, want dan val hy my aan. Dis okay, ek is nie bang daarvoor nie. Laasweek in deel 1 het ek vir die kerk dit baie duidelik gegee, so jy moet dit weer gaan luister, ek vir die stats gegee. Ver meer skrifte oor seën, voorspoed, geld as enige ander tema. Hy het oor soveel goed gepreek. Hy het oor die koninkryk gepreek, kom aan, hy het oor gebed gepreek, luister, hy het oor geloof gepreek. Hy het oor die Heilige Gees gepreek. Hy het oor die wederkoms gepreek. Kyk nou mooi. Hy het gepreek oor die hemel, die hel. Ek preek oor al daai topics. Hy het gepreek oor daaglikse dinge. Maar hy het so baie lering oor geld gegee en dit wat verband hou met geld. En ek weet hoekom. Want ons het geld nodig terwyl ons nog op aarde is. Om die werk van die Here te kan doen. Ons het geld nodig sodat siele gered kan word. Is julle met my? Die ligte brand vanmôre omdat hier mense is wat gehoorsaam is. So hy het baie lering gegee oor baie dinge, oor vergifnis, oor aanstoot. Jy moet net jou Bybel self lees. Maar daar is soveel meer skrifte oor geld en dit wat verband hou met geld. Hy het ook gewaarsku teen geldgierigheid. Hy het ook gesê, jy kan nie, kyk gou hier, God en Mammon dien nie. Mammon is die geldgod. Hy het oor offergawe gepraat, hy het oor tiende gepraat. En elke keer wanneer ons oor geld praat, dan sien 'n mens die kondisie van 'n mens se hart. So hierdie gaan jou laat dink. Kyk gou, as ons oor geld praat, onmiddellik gaan jou hart na vore kom, dit wat binne in jou hart is. Die ou wat synig is, die ou wat ongehoorsaam is, hy manifesteer, hy kritiseer die prediker wat oor voorspoed preek. Maar dit is vir my interessant dat die Here so baie maak van seën. In deel 1 het ek vir jou gewys, die eerste ding wat God gedoen het, nadat hy die mens geskaap het, is die Bybel sê, hy het hulle geseën. Jare terug toe sê die Here vir my, seën my mense, ek doen dit intensief, bo-gemiddeld baie. Voorspoed is tog nie net geld nie, maar geld is deel van voorspoed. Want jare terug het hulle gedink, as jy arm is jy heilig, maar jy kan nie eens vir iemand 'n milkshake koop nie, jy kan nie eens 'n blessing wees nie. Het is nie heilig om arm te wees nie. Kom ek vir jou sê, is 'n vloek. En tot die Here Jesus het gepraat daar, hy sê, jy sal die armes altyd onder julle hê. Help ons die armes? Ja. Is ons lief vir die armes? Verseker. Is een beter as 'n ander? Nee. Geld is net 'n middel. Maar kyk gou hierso. Dit vat guts om oor geld te preek. Dit vat guts om oor voorspoed te preek, want die godsdienstgees kritiseer dit verskriklik. Hoekom? Want die duiwel wil jou arm hê. Die duiwel wil gemeentes arm hê. My begeerte vir al ons mense, al ons vriende is, dat die Here jou ryklik sal seën. En vanmôre gaan ek aan, en ek het kosbare skrifte wat ek met jou wil deel.
So die eerste ding wat die Here gedoen het, gaan kyk, ek luister deel 1 is, hy het geseën. Die laaste ding wat hy gedoen het, voor hy opgevaar het hemel toe was wat? Hy het hulle geseën. En weet wat is so mooi, die Bybel sê, terwyl hy hulle seën. En ek wonder wat het hy alles gesê. So die Bybel is vol van seëninge. Is nie net geld nie, maar dis ook geld. En mense haal partykeer die skrif verkeerd aan. Veral die godsdienstige ouens, dan sê hulle, ja, geld is maar die ewel. Nee, geld is nie ewel nie. Die Bybel sê nie so nie. Geldgierigheid is die ewel. Is julle met my? The love for money is the root of all evil. Not money. Kom aan, geld maak dat ons rekeninge kan betaal. Geld maak dat ons salarisse kan betaal. Almal wil dit hê. En tog is daar party ouens wat teen dit praat. En dan kry ek ouens wat so teen geld praat, maar daai selfe ou gaan bank toe en hy leen geld. Hoekom bly nie net by die huis en bly arm nie? Jy wat so teen geld praat, teen voorspoed praat. En nou wil ek vir jou wys, in deel 2 vandag, hoe ernstig is God oor seëninge, dat hy vir die man van God 'n bevel gee, en ek dink by myself, Here, U het dit met my gedoen, jare terug, bless my people. Ek doen dit aan mekaar, en hoor wat sê die Here vir Moses, ons kyk gou Numeri 6. Hy sê, en die Here het met Moses gespreek, dis nou die leier hier, en gesê, spreek met Aaron en sy seuns, en sê, so moet julle die kinders van Israel, wat? Sê dit hardop? Seën. Kyk gou hier, deur vir hulle te sê, die Here sal jou seën, en jou behoed, kyk mooi, die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn, en jou genadig wees, die Here sal sy aangesig oor jou verhef, sjoe, hier is mooi, en aan jou vrede gee. So moet hulle dan my naam op die kinders van Israel lê, en ek sal hulle wat? Sien, die Bybel is vol daarvan. Daar's meer as 2300 skrifte oor geld, seëninge, en alles wat in verband hou met dit. En vanmôre wil ek jou weer eens seën, en dis my begeerte, in hierdie jaar van meer as genoeg, dis die profetiese woord vir ons, dat die Here ons mense met meer as genoeg sal seën. As ek net 'n paar kan kry wat opgewonde raak oor die woord van die Here. Kom aan, gee die Here al die eer. En as jy jou pastoor wil kritiseer omdat ek God se mense seën, voel ek jammer vir jou. Want jy staan onmiddellik in sy pad. Want wat doen ek? Ek seën God se volk. Ek seën sy mense. Bring vir jou die waarheid. Kan ek vir jou iets sê? Hoor gou mooi, is baie hartseer. Daar's kerke wat die waarheid, hulle word weerhou. Omdat mense aanstoot neem, die pastoor word gekritiseer, dan trek hy terug, hy onttrek. Ek vra vir 'n pastoor nou die dag, leer jy jou mense oor geld? Want hulle deurbrak en hy sê ek het nog nooit oor geld gepraat. Ons sal nie toelaat dat een of twee of wie ook al godsdienstgeeste in die pad staan van wat God wil doen, kom aan, van sy woord nie. Ons sal nie toelaat, kom aan, dat enige gees in die pad staan om God se mense te seën nie, want wat jy preek kry jy, en vanmôre maak ek sy seën los oor jou en jou familie, oor jou besigheid. Kom aan, oor jou werksplek, oor Word and Spirit, selfs in die winterseisoen sal die Here ons seën. En ware predikers wat die waarheid preek, word maar gekritiseer. Maar ek sal God se mense nooit weerhou van die waarheid nie. Inteendeel, die apostel sê, ek het nie nagelaat om die volle raad, die volle evangelie aan julle te bring nie. Jy moet deel 1 gaan luister, ek het vir jou gewys, God seën jou om 'n seën te kan wees. So lig jou hande gou op asseblief, en dan wil ek net hierdie profeties oor ons almal uitspreek. Lig jou hande op en dan ontvang jy dit. Kyk gou hier, maar jy moet dit gryp nou in geloof, nê?
Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. In Jesus naam. En almal sê amen, amen. Prys die Here. Psalm 35, kan ek hom net in die Amplified lees? Amplified amplifies. Die woord amplified beteken versterk. En die Amplified says, let the Lord be magnified. Van julle het hierdie nog nooit gehoor. Het gaan jou uit jou skoen uit seën. Bring net vir jou woord. Let the Lord be magnified, who delights and takes pleasure in the prosperity of his servant. Ag, come on. Sê vir jou langs jou, jy mag geseën wees. Kom aan, sê net vir iemand. Come on. Hoekom? Sodat jy 'n seën kan wees. Vriende, ek begrawe so baie mense. Ek het hierdie week weer 'n baie hartseer begrafnis. Glo my nou. Jy vat nie 1 sent saam met jou hemel toe. In die hemel gaan ons op strate van goud loop. Daar gaan ons nie 'n kar hoef te ry nie, ons moet dit nou ry. Ek wil vir elkeen sê wat God vertrou vir 'n kar, jou pastoor glo die Here saam met jou. Jy mag maar hom vertrou vir 'n mooi kar. Sien nie wat doen ek? Ek maak die woord los. Kom aan, ek maak God se waarhede los. Want mense word weerhou in sekere kringe. Asof dit heilig is. Nee, dis 'n godsdiensgees wat jou wil arm hou. 'n Gees van armoede. So dis vir my wonderlik om te dink dat die Here hou daarvan. He takes delight. He takes pleasure, come on somebody, in your prosperity. Die seën van die Here is God se wil. Maar jy gaan getoets word en die Here sal jou hart toets en sal kyk wat in jou hart aangaan. Sal kyk of jy gehoorsaam is. Sal kyk of jy 'n gewer is. Want ons gaan nie 1 sent saam met ons kan vat nie, en ons kan nie nou net vir onsself lewe. Party ons maak net by mekaar vir homself. Hy dink nooit aan iemand anders. En tog het die Here ook dit aangespreek. Ek nou nie tyd om daaroor te praat, net op 'n stadium met 'n ryk jong man gepraat. Niks oor die geld te doen gehad. Hy het geen probleem as jy huise of karre of baie geld het. Dis nie die probleem. Die probleem is wanneer die geld bo hom kom. Die probleem is wanneer die geld 'n afgod word. Mammon is die geldgod. Die probleem is wanneer geld party ouens skielik negatief verander. Glo my vry, hier sit my vrou, ek bedien duisende. Ek profeteer hulle ryk, party ouens nê. In plaas dat hy nou 'n groot gewer word, nou verander hy, word 'n snop. En dan sien ek, sjoe, Here, party ouens kan U nie vertrou nie. Party ouens sal nooit geld hê nie. U kan hom nie vertrou nie. Kan ons net vir mekaar sê, niemand is beter as enige ander een. Geld is net 'n middel. Sê dit saam met my. Geld is net 'n middel. Nou maak nou oop jou hande, ek jou iets leer. Maak oop jou hande. Kom, is lekker warm hier in die kerk. Maak oop jou hande. As jy 'n oop hand het, kan jy ontvang. Kyk vir my. Hier's 'n mooi foto. Jy moet dit moet vasgebrand word in jou hart. As jy 'n oop hand het, en jy lyk so in die gees, kan jy ontvang. Maar baie ouens lyk so. Sodra ons oor geld praat, ekskuus, nee, hy lyk so. Hy synig, hy leef net vir homself. En dan sê die Here, maar ek kan jou nie sien nie, want jou hand is toe. As ek nou iets in jou hand wil sit om jou te bless, en jy lyk so, jy kan nie ontvang nie. Sien? Maar die Here wil hê jy moet so lyk. 'n Oop hand hê. Want God se hand is oop teenoor ons. Het jy geweet, vandag is 'n gawe uit God se hand. Net die feit dat ons in so 'n mooi kerk kan wees hier in die winter, kom aan. Net die feit dat ons nog in vryheid kerk kan nou is groot genade. Luister, mag die Here jou seën. Hoor jy hoe mooi is dit? Hy wil graag hê jy moet voorspoedig wees.
En as ek praat oor seëninge, en ek het vir jou gelees laasweek, die seën van die Here maak ryk. En dit is nie net geld nie, maar is ook geld. So, mag jou hand oop wees. Moenie teen geld praat nie, dis dom. Ek leer jou iets kragtigs. Dis dom, want jy het geld nodig. En weet jy wat doen jy? Jy bind jouself met jou woorde. Sê liewes vir jouself, goedheid en guns volg my al die dae van my lewe. En dan waag jy dit uit, sê saam met my, sê geld volg my al die dae van my lewe. Maar op 'n tyd so groot geword. Nee, geld is 'n vloekwoord. En geen wonder, jy's nie 'n seën vir niemand nie. Ek bid dat jy soveel groot gewers sal opstaan, wat die werk van die Here sal ondersteun. Kan jy amen sê? Ek bid dat die Here ons mense ryklik sal seën. Ek bid dat die Here multimiljonêre sal opwek in hierdie tyd. Hy het vir my gesê, hierdie is 'n jaar van meer as genoeg. Ek kan my nie steur aan die godsdienstgees. Mag jy voorspoedig wees. Mag jy vanmôre leer en sien dat die Here geniet dit wanneer jy geseënd is. As jy enigstens 'n goeie pa of 'n ma is, nee, kan ek gou vir jou sê, you will also take delight. Wat is die Afrikaans? Dit gaan vir jou vreugde gee. Dit gaan vir jou wonderlik wees wanneer jou kinders geseënd is. Wat se pa of ma wil hê sy kinders moet sukkel en arm wees? Maar hoekom het hier van hierdie goed in die kerk ingekom? Godsdienstgeeste, geeste van armoede. As mense wat ons aanval oor goddelike genesing, sê dit was net vir daardie tyd. Wat rook jy? Jesus is steeds die groot geneesheer, kom aan. Dis deel van voorspoed. Hy maak steeds gesond. Die feit dat jy 'n werk het, is God se genade. Die feit dat jy 'n salaris het, is God se genade. As vanmôre mense wat niks het nie. Jy kan nie 10% vir die Here gee nie, maar jy tip partykeer die waiter 15 of 20%. Het gaan heerlik raak nou hier. Die Here sê, ek geniet dit as ek sien jy's geseënd. Maar jy moet jou kan vertrou. Ek wil herhaal, want baie mense gaan na hierdie woord luister. Hy het geen probleem dat jy baie geseënd is finansiëel. Hy wil jou net kan vertrou daarmee. Hy moet eerste bly. Hy's die alfa, hy's die omega. Kom aan, hy's die eerste, hy's die laaste. As hy vir jou sê, saai, dan sê jy, yes sir. Nie my geld, nie my tiende, nee, sy tiende. Ons is net rentmeesters, kom aan, oor sy geld. En ek glo dat die Here ons in hierdie moeilike tye met oorvloed kan seën. Hy het vir my gewys, selfs in hierdie moeilike tye is hy El Shaddai, God Almagtig. Hy wil vir almal wys dat hy vir ons kan voorsien in uitdagende tye. Want as jy na die nuus luister, dan hoor jy dis net sleg, is net negatief. Maar hy wil sy kerk seën, selfs in moeilike tye. God Almagtig, die algenoegsame God, die God van meer as genoeg. Gaan luister daai woord, die nuwejaarswoord, die feit dat hy vir Abraham op 100 'n baby gegee het. Sarai op 90. Nee, daar was nie Viagra nie, daar was nie sulke goede nie. Dit was 'n wonderwerk gewees. En weet julle wat, nadat Isak gebore was, toe het Abraham sommer nog 'n klomp kinders gekry. Ek bedoel, toe was hy in turbocharge gewees. Gaan lees jou Bybel. Hy wag vir 25 jaar op hierdie profesie. Toe die engel van die Here sê, ek gaan vir julle 'n baby gee, toe begin Sarai lag. Ek bedoel, wanneer laas het jy 90-jarige gesien? Of 'n 100-jarige? En weet jy wat noem hulle hom? Isak, want dit beteken 'n gelag. Mag jy lag oor hoe God jou gaan seën in hierdie moeilike tyd. Mag jy lag oor hoe die Here sy seën oor jou gaan losmaak. En hy familie wat jou so kritiseer en jaloers is, kyk gou hier. Daar's 'n spreekwoord wat sê, die laaste lag, die lekkerste. Draai gou na iemand toe sê, met baie meer lag, kom, baie meer lag.
Halleluja. Kom aan, geniet julle die woord van die Here. Lig jou hande en sê, ek is 'n geseënde van die Here. Kom ons bly net by die woord. Hoekom wil hy jou seën? Om 'n seën te wees. Die Here sê vir jou, dis lekker vir my. Ek geniet dit om te sien wanneer jy geseënd is. Dis nie lekker vir hom om te sien wanneer sy kinders sukkel nie. En ons deel met hulle, ons bid vir hulle, ons bid vir mekaar. Ons gaan almal deur seisoene. Net soos wat ons nou deur die winter gaan, so is daar baie ouens wat in hulle geestelike lewens of in hulle finansies deur winterseisoene gaan. Maar ek het vir jou goeie nuus, die lente lê voor. Halleluja. Amen. So jy moet hierdie woord vat. Is dit nie interessant? Laasweek wys ek vir jou die eerste ding, die laaste ding is God seën. Jo, wat 'n openbaring. Nou deel ek met jou, hy sê vir die man van God, vir die profeet, vir Moses, jy moet my mense seën. En wanneer jy hulle seën, my naam op hulle sit, wanneer jy hulle seën, God werk altyd deur iemand. Dis hoekom hierdie ouens wat nie kan submit nie, hulle haal hulle self onder die covering uit. God werk altyd deur iemand. Ek gee vir jou skrif. Hy sê as jy dit doen, dan sal ek hulle seën. En hoe meer ek seën, hoe meer seën God my. Ek wil bid dat die Here jou sal verras in hierdie week. Vat gou jou foon, kom aan, almal werk saam. Vat gou jou foon. Ek hoop jou foon is op vibrate of op silent. Vat jou foon. Jare terug toe leer die Here my 'n kragtige ding. Kom aan, jonk en oud, kom werk saam. Vat jou foon, kyk vir jou foon. En sê in hierdie week, lig jou stem, sê in hierdie week, kom hier goddelike oproepe deur. Kom aan, vat dit nou. Julle wat in besigheid is, vat dit. Jy moet dit glo. Ek wil oor jou profeteer in die naam van Jesus. Goddelike oproepe, goddelike e-mails. Mag die Here jou en jou kinders verras. Kom aan, seën jou foon in die naam van Jesus. Nou bid nou saam met my, sê elke negatiewe oproep, kom aan. Sê elke oproep van die duiwel word weggehou van my foon af. Nou seën jou foon, sê, wees geseënd, seën. Kom aan, bless! Ek wil gou hierdie storie weer vertel, dat dit op rekord is. So daar is 'n kragtige man van God uit saad gesaai, vertrou die Here so vir 'n karretjie. En die Here gee hom hierdie idee, net soos wat hy my hierdie idee gegee het. En die Here sê van begin soos 'n kind manifesteer. Ek het dit laasweek vertel, ek wil dit weer vertel, dat dit op rekord kan wees. En hy begin soos 'n kind manifesteer, elke middag 4:00, dan maak hy asof sy foon lui. Hallo, dis Henry wat praat. Goeiemiddag Henry. Ek wil vir jou sê, ek is so en hier het 'n ou gekom en hy sê die Here het vir hom gesê, hy moet jou seën met hierdie pragtige so en so kar. Ja, ek het dit verwag, ek het saad gesaai, ek bid, ek roep dit, ek glo dit. En hy doen hierdie ding vir maande. Vertel jou die reine waarheid. En 'n jaar later, raai wat gebeur, hier lê sy foon. Hoor hierso, ek wil net vir jou sê, die Here het met iemand gepraat, op iemand se hart gelê, om jou te bless met 'n kar, by so en so, sal jy dit asseblief kom haal? Soos 'n kind in geloof. Sien, as jy saad in die grond het, en jy's 'n 10de betaler, nee, kan jy met jou foon begin praat. Jy kan radikale goede doen. Mense kom van oral af, kan ek vir jou sê, ek maak vir hulle blessings los. Wonders en tekens, profetiese woorde in vervulling. Maar ek kan nie namens jou gehoorsaam wees. As God iemand seën, moenie jaloers wees nie, daar's saad in die grond. Praat met enige boer, jy kry nie 'n oes sonder saad nie. Jy moenie eers jou oë op 'n salaris hou nie, kan ek nou vir jou sê, God is my bron, God is my voorsiener, El Shaddai, ag kom aan, die Here is my bron, hy's my voorsiener. Natuurlik het ons salarisse nodig, wat ek vir jou probeer sê, moenie jou oë op dit hou nie. Moenie van dit 'n afgod maak nie. So miskien moet ons
meer kinderlik begin raak. En die Bybel sê ons kan roep dit wat nie bestaan nie, asof dit bestaan, en ek wil vanmôre karre, kom aan, kan ek net 'n paar van my mense kry wat met my saamstem, terwyl ek so onder hierdie salwing bedien. Ek wil karre losmaak vir ons mense, huise, grond, nuwe besigheid, kom aan, ek wil die seën van die Here oor jou losmaak in die naam van Jesus. Hier's 'n paar van julle, jy moet nou opspring en sê, dis myne, ek vat dit, dit maak nie saak wat mense dink of sê nie, die woord van die Here is die waarheid. Hier's 'n heerlikheid van God nou hier. Jy sien, wat jy nie verstaan nie is, it takes the anointing, it takes faith to flow in this. Want ek deel met gees wat jy nie sien nie. Nuwe werke. Nee, maar jy's wit en 50. So wat? Die Here kan vir jou 'n werk gee. Jy sit onder hierdie kragtige teaching week vir week, waar die kerk leer hoe om te praat, hoe om te dink, hoe om te doen. Wanneer gaan jy dit begin doen? As jy saad in die grond sit, verander jou woorde. Sê, hier kom 'n groot oes. Kom aan, lig jou stem, hier kom 'n groot oes, prys die Here. Goedheid en guns, volg my al die dae van my lewe. Loof die Here, ek sal nooit 'n tekort hê nie, want die Here is my herder, my hand is oop, want God is 'n goeie God. God loves a cheerful giver. One more time, ek sien in die gees, kyk gou vir my. Of, jy sal weet. You get takers, and you get givers. Ons het mense, they are always just taking. They never give. Pastoor, seën my, gee my net 'n woord, hulle bel aan mekaar, profeteer net vir my. Sê vir my vriend, betaal jy die Here se tiende? Nee. Sien, en dan neem hy klaar aanstoot. Maar jy wil hê die man van God met jou seën, jy wil hê God met jou seën, maar jy kan nie die basics doen nie. Mag die Here 'n gees van vrygewigheid losmaak onder ons mense. Ek wil vanmôre oor jou profeteer, jy gaan nooit 'n tekort hê nie, vat dit in Jesus naam, nooit nie. Nooit nie. As jy 'n gewer is, ek sê nou vir jou, God se hand sal oop wees teenoor jou. 3 Johannes 2 asseblief, ek het 'n paar skrifte voorberei. Geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan, en dat jy gesond is, soos dit met jou siel goed gaan. Kan jy sien, die Bybel sê, alles. As dit nie met jou goed gaan finansiëel nie, vat die woord en begin die woord toepas. Hou op om te stry, kry klaar met jou aanstoot. Ek praat met 'n klompie, want wat jy nie sien in die gees, bring dit binding op jou. Kom vry, maak jou hand oop, plant saad. Saai. Sê, Here, dankie, ek vertrou U. As jy siek is vanmôre, wat doen jy? Jy vat skrif en sê, die Here maak my gesond, deur sy wonde is ek genees. Kom aan, you apply the word. Dis voorspoed. As jy nie vrede het nie, dan vat jy die skrif wat ek vanmôre gelees het. Ek het jou geseën met vrede ook. Kom aan, mag die Here jou seën, mag hy jou behoed, mag hy jou seën met vrede. Jy vat die woord. Nie opinies nie, pas op vir opinies. Allerhande dogmas en leerstellinge en 'n klomp twak wat mense de mekaar maak. Ons bly by die woord. Nou kan jy nou verstaan hoe haar die duiwel vanmôre. Skielik roep hy 'n meeting, 'n dringende meeting met 'n klomp hoofdemone. Sê Henry is alweer wakker en hy praat alweer oor blessing. By Word and Spirit word voorspoed nou losgemaak. Die besigheidsmense, almal word geseën. God gaan hulle seën. Hy gaan hulle tot gesond hou in die winter. Ek hou nie van hierdie goed nie. Sien, hy hou nou dringend meetings. Ons wil net ook vir die duiwel sê, ons hou niks van hom nie.
Kom aan, sê saam met my, jy's onder my voete. Die Bybel sê so. Halleluja. Kom aan, lig jou stem. Die duiwel is onder jou voete. En wat ons doen, sê ons onder die bloed van Jesus. In gebid. Maar weet jy wat, party ouens maak die duiwel groter as wat hy is. Ek wil vir jou vra, hoe groot is jou God? Glo jy dat God vir jou kan voorsien in hierdie moeilike tyd? Glo jy dat ons God jou gesond kan hou? Glo jy regtig dat hy 'n God van seën is of nie? So, kan ek dit in Engels sê, why do you magnify the devil so much? Okay, is 'n great preek vir 'n ander dag. Want party ons is altyd met die duiwel. Die duiwel. Hy praat altyd oor die duiwel. Hou op om oor die duiwel te praat. Hy like dit. Moenie weer oor hom praat nie. Praat oor die Here. Praat oor sy woord. Sê, my God is my bron. Kom aan, my God is my voorsiener. El Shaddai, die God van Abraham. Halleluja. Jesus is koning. Jy heeltyd oor die duiwel praat, dan vergroot jy hom. Stop het. Die Bybel sê, en die God van vrede sal spoedig die Satan onder julle voete verbrysel. Sien, alles wat ek praat is net skrif. So waar is die duiwel, veronderstel om te wees? Onder jou voete. Ek dink ons moet net kinderlik wees, so 'n paar van julle wat kan staan net gou, dan sê jy net, vyand, ek herinner jou net, wat sê die Bybel? Kom aan. Dis heerlik. Doen dit. Sê, duiwel, ek herinner jou net, dis waar jy is. Kom aan, trap so 'n bietjie, dis waar jy is. Sabakatalabakaya, dis waar jy hoor, dis waar jy is. Sit, my tyd is min. Dis heerlikie. Lukas 6:38 asseblief, gee en aan julle sal gegee word 'n goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is. Kyk, dis Jesus se woorde. Hoe stry jy teenoor voorspoed? Hoe stry jy teen blessing? Dis die woord. Dis die ou wat nie gee nie, wat stry. Want jy weet hoe werk kritiek. Die godsdienstgees manifesteer deur kritiek om die pastoor seer te maak, stil te maak. Vanmôre sê ek vir jou, die woord van die Here het nie verander nie. Gee en aan julle sal gegee word. Lees, 'n goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal hulle in julle skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet. That's it. Hou op redeneer. Vra vir die Here vir saad. Ek het nie tyd nou om daar te gaan nie. Paulus praat tot daaroor, hy sê, jy kan God vra vir saad. Jy kan tog nie bid vir 'n oes, my broer, as jy nie saad gesaai het. Jy sê, ek het nie saad nie, ek help jou, vra hom vir saad, ek waarborg jou, skielik kom 'n blessing na jou toe, maar dit is nie net nou jou oes nie, dis saad wat jy moet saai. Ag, dit was te goed. Henry, dit was 'n great punt gewees. Want nou, as jy saad nodig het, weet wat doen jy? Nou eet jy jou saad op. So jy moet onderskei, wat is jou oes? En wat is saad? So jy moet ten minste elke keer van blessing, luister na my, saad saai. Sodat jy altyd voor is. En nou kom maar 'n blessing, raai wat, jy eet alles op, want jy dink, dis 'n oes, maar nou het jy klaar weer nie saad nie. Sorg dat jy saad in die grond kry. Hoe gaan ons deur hierdie moeilike tyd kom? Met die hulp van die Here. Maar ons gaan ook sy woord moet toepas. Wat vir my geld, geld vir jou. Wat vir jou geld, geld vir ons almal. Kom aan mense. Die Here wil ons seën. Ek breek my hart uit vanmôre. Ek sê vir jou, God wil jou seën. Ons sien soveel mense wat niks bydra nie. Maar ontvang blessing aan mekaar. Dis baie sleg, dis baie lelik. Jy sê, pastoor, maar ek kan regtig nie my 10 te betaal. Wel, jy kan iets betaal. Kom aan, wat gaan in jou hart aan?
En wanneer jy jou voet in die water sit, sal God jou help. En nou sal jy ook die Here se volle 10de kan betaal. Ek sluit af, die Here sê ek moet hierdie lees, Maleagi 3:10, let's go. Bring die hele 10de na die skat. Nie 'n halwe nie, nie 'n kwart nie. En hy het gesê 10de, want dis hoe hy dit gereël het. Maak nie saak of jou 10de 1000 is nie, en of het 100.000 is nie. 10de is 'n 10de. Dit is vir my so tragies, as ek nou dink, vir hoeveel mense profeteer ek, vir hoeveel bid ek, dag vir dag. Nee? Dan het ouens gehuil oor werk en inkomste, en God maak dit deur. Want hy werk deur sy gesalfde. En dan sien jy daai ou nooit gedoen wat die woord nou vir hom sê. Nou, hoe lank kan daai werk geseënd wees? Is nie lank hier, dan sê jy hoor, hy's uit sy werk uit. En ek gaan vir jou skrif gee. Bring die hele 10de, sodat daar spys in my huis kan wees, beproef my, sê die Here, of ek nie vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle lees, 'n oorvloedige seën sal uitstort. Lig net jou hande, verklaar saam met my, sê, oorvloedige seën is my deel. Kom aan, as jy 10de betaler is, lig jou hand en sê, Here, ek staan op u woord, dis u woord. Sjoe, dis mooi. Jy sal agterkom, Henry Wilson preek net woord. Kom aan, ek leer die kerk, ek rus jou toe. Ons praat nie storieetjies en opinies, dis net woord. Dis wat hy beloof het. En dan sal nog 'n belofte, laat ek gou hier klaar maak. Hy sê, ek sal ook die sprinkaan vir julle afweer. Wat is die sprinkaan? Hy eet die oeste af. Dis daai goed wat steel, daai goed wat breek heeltyd, daai chaos, daai probleme in mense se lewens. Hoekom? Want hulle kan nie die Here eerste stel eers deur hulle 10de. As jy 10% gee, sê die Here, ek sal die ander 90 seën. Ek sal die ander 90 beskerm. Ek kry ouens, hulle verdien groot geld, hulle sit by my. Is altyd chaos in hulle lewens. Jy kan na jou pastoor luister. Altyd probleme, hy het hoeveel geld, maar hy het nie voorspoed nie, hy het nie vrede nie. Kinders is in rebellie, hulle dien nie die Here nie. Dis siekte, dis vloeke op vloeke. Dis die sprinkaan. En die Here sê net 10%, hy het dit so gereël, want dit gaan nie nou oor die bedrag nie, dit gaan oor die beginsel. Maak nie saak wat jou salaris is nie, 'n 10de is 'n 10de. Geen 10de word verag nie, as jy met my. Of het 100 rand is, en of het 1 miljoen is, 'n 10de is 'n 10de. En ek en my vrou het hierdie ding besluit. Ons hele lewe lank, maak nie saak hoe uitdagend 'n maand is nie. Ons het nog nooit gemis, as die eerste is om God se 10de te bring nie. Ek bid dat die Here met elke sprinkaan in jou lewe sal deel. Hoe van julle moet dit gryp, ek profeteer oor jou. Ek bid dat die Here jou sal gesond maak. Ek bid dat vloeke en seëninge sal verander. Ek bid dat die Here jou familie sal verlos. Is jy 'n 10de betaler, dan kan jy vrymoedig wees vanmôre en sê, Here, maak die vensters van die hemele oop. Here, seën my kinders. Here, seën my salaris. Here, seën my besigheid. O, Here, maak deure oop. Maar as jy nie 'n 10de betaler is nie, luister mooi hoe ek jou leer. Niemand veroordeel jou nie, maar dan gaan jy nie vrymoedig wees. Jy weet wie jy is. God seën jou so, maar jy kan nie so maak nie. 1 maand nie. Nee, consistency is the key. Ons sien wonderwerke aan mekaar waar mense die woord vat. Nee? Boem, kry hulle werk. Dis soos, hulle is verstom. Dis wat God doen. Ek hou van die Engels sê, the floodgates of heaven. Ag, kom maar. Hoe moet ek hom vertaal, help my, the floodgates of heaven? Labo sakatalabakaya, van julle gaan dit nou kry. The floodgates of heaven. En dit is jou pastoor se begeerte, dat jy ook geseën sal wees.
om 'n seën te wees, dat jy 'n gewer sal raak. Want alles wat ons het, is net genade. Mag die seën van die Here op jou kom. Kan jy gou staan, dat ek jou weer kan seën? Jy moet ernstig wees saam met my oor hierdie woord. Lig jou hande, sluit jou oë en sê, Here, ek vat dit met alles wat in my is. Ek glo u woord. Ek wil vanmôre die seën van die Here, gryp dit nou, losmaak oor elke lidmaat hier, elke persoon, elke vriend, elke volgeling. Ek vra, Here, seën elkeen. Mag die vensters van die hemele oopgaan. U het vir ons 'n belofte gegee. Dankie vir elke tiende gewer, betaler. Dankie vir elke gewer. Here, u woord sê u het 'n blymoedige gewer lief. Ek wil vra, maak die vensters oop, Here. Open the floodgates of heaven upon your people. Nou kyk vir my, maak nou oop jou oë. Ek is hier onderlig, kyk vir my, kyk of jy my oë kan kyk. Ek kom teen elke springkaan in die naam van Jesus. Elke vloek. Every evil spirit coming against you. Die engel sê pest. Pest. Wat is dit in Afrikaans? Peste, pla. Ek bind dit in die naam van Jesus Christus. Mag die seën van die Here ons mense ryk maak. Kan jy amen skree? Mag die seën van die Here jou deel wees. In Jesus naam, help my gou. Draai na 2 of 3, sê net, wees geseënd, wees geseënd. Kom aan, wees geseënd. Wees geseënd. In Jesus naam. Kom ons klap vir die Here. Kom jy